Professor Emerentia Du Plessis. Professor Emerentia Du Plessis van die Skool van Verpleegkunde aan die Noordwes Universiteit lig op deernisvolle teenwoordigheid. Willem, elkeen wat luister, dis so lekker om met julle te kan gesels en gedagtes uitruil, en ek hoop hierdie gedagtes in hierdie hele program is vir julle verrykend en dat julle dit sommer net baie geniet. Wie was deernisvol teenwoordig? Was dit Martha of was dit Maria? Ons ken almal die bekende verhaal uit die Bybel van die twee susters wat vir Jesus en sy disippels onthaal het, en hoe Maria rustig by Jesus se voete gesit het en na hom geluister het, en hoe Martha besig was in die kombuis en 'n middagete voorberei het. So kom ons dink saam, wie dink julle was deernisvol teenwoordig? Was dit Martha met haar diensbaarheid en bereidwilligheid om hard te werk, of was dit Maria wat rustig by die Here se voete gesit het? Kom ons dink weer, wat is deernisvolle teenwoordigheid? Deernisvolle teenwoordigheid gaan daaroor om stil te wees in jou binneste en om meer langsaam, rustig die oomblik te geniet, om teenwoordig te wees in die oomblik. En vanuit daardie stilte en teenwoordigheid die mens langs jou se behoeftes raak te sien en te doen wat gedoen kan word. So kom ons kom terug. Wat dink julle, wie was deernisvol teenwoordig? Was dit Martha wat wel gedoen het vir haar naaste, of was dit Maria wat rustig by die Here gesit? Ek weet julle het gesê dis Maria, omdat ons ook weet dat Jesus gesê het dat Maria die beste gekies het in daardie oomblik. En as ons dink aan wat is deernisvolle teenwoordigheid, en ons sê dit is in die eerste plek 'n stilte in ons binneste, dan dink ek ook dit was Maria gewees, omdat sy dit reg gekry het om met stilte in haar gemoed na die Here te luister. Martha se besig wees en haar besige gedagtes en haar onrustigheid in haar hart en haar bekommernis het gekeer dat sy stilte ervaar het in haar binneste. En dit het gemaak dat sy onrustig en angstig gevoel het en ook nie kon teenwoordig wees vir Maria in daardie oomblik nie, en saam met Jesus ook nie in daardie oomblik nie. Martha en Maria verteenwoordig verskillende dele van ons elkeen in ons elke dag se lewe. Partykeer is ons haastig en ons onrustig en bekommerd en kan nie verstaan hoekom ander mense nie wil help nie. Dis dan so 'n belangrike saak, en kom ons werk almal saam aan hierdie saak waaroor ons so onrustig is. Die saak is baie belangrik. Dit wat ons graag wil bereik en wil doen en wil gee vir ander mense, kan dalk baie belangrik wees en nodig wees. Maar as ons nie stilte in ons hart het nie, en nie vertroue dat daar uitkoms sal wees nie, dan gaan ons 'n baie besige kop en denke hê en nie kan luister na wat in die oomblik gebeur nie, en 'n onrustige uitkyk op die toekoms. As ons Maria kant ontdek, dan verstaan ons dat wanneer ons rustig en stil is in ons binneste, wanneer ons luister, wanneer ons bereid is om te leer, wanneer ons by die voete van die leermeester sit, dan voel ons rustiger in die oomblik. En dan kan ons teenwoordig wees in die oomblik, en die oomblik ten volle beleef. Daarom kan ons ook, wanneer ons besig is met ons daaglikse take, dit is wel so dat ons nie heeldag kan sit en rustig wees nie, die dinge moet gebeur en die lewe gaan aan. En daarom is dit ook so, dat selfs wanneer ons besig is met ons dagse taak, dat ons ook daardieselfde stilte in ons hart kan ontdek. Selfs al het ons die besigste dag ooit
As ons met ons ingesteldheid en ons motivering rustig en stil is aan ons binneste en dit reg kry om te vertrou dat daar uitkoms sal wees en te vertrou dat daar ryk oomblikke in die dag sal wees en te vertrou dat ons sal leer uit dit wat met ons deur die dag gebeur, dan gaan ons deernisvol teenwoordig kan wees. Dan gaan ons skedule kan aanpas by dit wat regtig nodig is, wat moet gebeur in daardie dag, of wat ons geroep voel moet gebeur in daardie dag. Dan sal ons skedule kan aanpas, ons sal ons foon kan neersit wanneer dit nodig is, as ons sien iemand het regtige oor nodig. Dan sal ons te midde van ons besige vergadering of besige dag by die winkel of besige dag by die huis, sal ons kan 'n rustigheid in ons gemoed hê en kan die oomblik geniet en teenwoordig wees. En ook dan kan raak sien wat is die mense om ons se behoeftes en wat is dit wat ons in daardie oomblik kan doen om deernisvol teenwoordig te wees. Ek wens vir julle 'n deernisvolle teenwoordige week. Dit is ongelooflik om daardie verskil te voel van om stil te word in jou gemoed, om 'n rustigheid te vind, om in vennootskap met die oomblik te gaan en jouself te wees in daardie oomblik en rustig kan uitkyk, wat is op die oomblik besig om te gebeur? Hoe voel ek daaroor? En hoe kan ek 'n verskil maak in hierdie oomblik? Kom ons probeer dit, kom ons oefen dit. Miskien is dit 'n goeie beginpunt om agter te kom, wanneer is jy in jou Maria denke en emosies, en wanneer is jy in jou Martha denke en emosies, en om te probeer skuif na 'n Maria hart. Maak nie saak wat jy mee besig is nie. Ek wens vir jou 'n wonderlike week, en baie groete hier uit Potchefstroom, en beste wense vir julle almal daar in Maluti wêreld. Totsiens.